Hallo. God seën u. Die Pasga kom nou baie gou. Wat is dit dan wat ons moet doen om die Pasga te hou? In die Ou Testamentiese tye was diegene wat nie besny was nie bevoeg om die Pasga te hou nie. Is diegene wat nie gedoop is dan in die Nuwe Testamentiese tye bevoeg om die Pasga te hou nie? So, vandag gaan ons bestudeer watter soort betekenis in die doop vervat is. Natuurlik weet ons almal dat die doop die belofte van die vergifnis van sondes en verlossing bevat. Aangesien die doop verlossing en die vergifnis van sondes bevat, moet dit tog beter wees om so gou moontlik gedoop te word, nie waar nie? So doop die kerk van God mense dadelik. Baie Babiloniese kerke doop mense egter 6 maande of 'n jaar later. Hulle moet baie dinge bestudeer en sommige kursusse voltooi totdat hulle gedoop kan word. Die doop is egter een van die wette van God, wat sonder versuim uitgevoer moet word. Kom ons veronderstel dat 'n pasiënt na die noodkamer by 'n hospitaal gebring is. Wat as 'n dokter die pasiënt ondersoek en sê, ek sal sy saak vir ongeveer 'n jaar bestudeer en dan begin om hom te behandel? Maak dit sin? Vir 'n noodpasiënt moet die dokter noodmaatreëls tref. Die doop is soos 'n noodbehandeling. So, ons kerk van God doop elkeen wat gedoop wil word dadelik want dit is die leer van die Bybel. Dus, laat ons vandag deur die Bybel die rede bestudeer waarom die doop onmiddellik gedoen moet word. Kom ons kyk na Romeine hoofstuk 6 vers 22. Maar, nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking, en die uiteinde hiervan is wat? Julle van die sonde vrygemaak is, lewer julle die vrug van heiligmaking, en die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Kom ons kyk na vers 23. Want die loon van die sonde is die dood. Die loon van sonde beteken 'n besluit van 'n regter, wat hy op grond van die sonde neem, nadat hy die erns van die sonde ondersoek het. As 'n man 'n verkeerswet oortree, kan hy 'n boete van $300 opgelê word. As 'n man 'n verregaande misdaad pleeg, kan hy tot 10 jaar gevangenisstraf gevonnis word. Daar is dus verskillende strawe vir verskillende sondes. Maar wat ons betref, ons is ter dood veroordeel vir ons sondes. Dan is ons sondes glad nie klein nie. Hulle is uiters groot. Aangesien ons ter dood veroordeel word, kan ons verstaan dat ons onvergeeflike sondes gepleeg het. Hierdie ernstige sondes wat die doodstraf verdien, kan hoofmisdade genoem word. Gewoonlik noem ons mense wat ter dood veroordeel is, ter dood veroordeeldes. Doodveroordeeldes weet nie wanneer hul teregstelling uitgevoer sal word nie. Dit kan vandag of môre wees, of dit kan 'n maand later wees. God se kinders wat hoofmisdade gepleeg het, weet nie wanneer hulle teregstelling uitgevoer sal word nie. As daar 'n manier was om ons die vergifnis van sondes te gee, sou God ons so gou moontlik deur daardie manier wou red, nie waar nie? So, ons moet mense sonder versuim doop, want ons weet nie wanneer die geestelike doodsvonnis voltrek sal word nie. Die doopseremonie bevat die liefde van God wat wil hê dat mense gedoop word en so gou moontlik die vergifnis van sondes ontvang. Kom ons kyk na Spreuke hoofstuk 27 vers 1. Moenie spog oor die dag van môre nie. Hoekom kan ons nie oor môre spog nie? In watter toestand is ons geestelik? Ons is sondaars wat nie net deur straf met 'n boete vergewe kan word nie. Daar is geskrywe dat die loon van ons sonde die dood is. Vir doodveroordeeldes is daar nie iets soos môre nie. As die doodsvonnis vandag voltrek word, eindig alles vandag.
Mense wat lewe asof hulle regverdig is en vergeet dat hulle sondaars is, kan sê, ek sal 3 of 6 maande later gedoop word, of een of ander tyd later nadat ek meer bestudeer het. As ons egter besef dat ons engele is wat na hierdie aarde toe geslinger is nadat hulle ernstige sondes gepleeg het wat hoofmisdade in die hemel was, kan ons nooit met môre spog nie. Daarom staan daar in Spreuke hoofstuk 27 geskryf, moenie spog oor die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal oplewer nie. Hier staan daar, jy weet nie wat 'n dag kan oplewer nie. In die evangelie van Lukas hoofstuk 12 gee Jesus dieselfde lering as hierdie. Kom ons blaai na Lukas hoofstuk 12 vers 16. Daarna het hy vir hulle die volgende gelykenis vertel. 'n Sekere ryk man se plaas het 'n goeie oes opgelewer. Hy het homself toe afgevra, wat moet ek doen? Want ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skure afbreek en groter skure bou. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare. Ontspan, eet, drink en wees vrolik. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas. Vannag nog sal jou lewe opgeëis word. En wat jy bymekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort? Hier kan ons sien dat 'n man vir homself sê dat hy die lewe rustig sal neem, aangesien hy baie goeie dinge vir baie jare weggelê het. Al is hy 'n blote hemelse sondaar wat nie oor môre kan roem nie. Toe sê God vir hom, jou dwaas, jy besef nie wie jy is nie. Sodra God die opdrag uit die hemel gee, sal die straf onmiddellik uitgevoer word. Ons weet nie wanneer daardie dag sal aanbreek nie. Daardie dag kan vandag, 'n uur later of selfs 10 minute later wees. Maar die ryk man het gedink, ek het baie goeie dinge wat vir baie jare weggelê is. Neem die lewe rustig, eet en drink. Sonder om te besef dat hy 'n ernstige sonde in die hemel gepleeg het wat die doodstraf verdien, het hy gedink dat hy altyd in vrede en veiligheid sou lewe. God sê egter, jy is nie iemand wat oor môre kan spog nie. Hoekom ken jy jouself nie? So, soms, al sê 'n vrou totsiens en sien haar man gaan werk in die oggend. Hy kan dalk in 'n motorongeluk beland op pad werk toe. Een keer het 'n brand in 'n moltrein uitgebreek. En mense het gesterf weens verstikking of is deur die brand doodgebrand omdat hulle nie uit die trein kon klim nie. Niemand kon so 'n ellendige ongeluk voorspel nie. Daarom het God gesê, moenie oor môre roem nie. Nêrens in die rekords van die profete in die Bybel kan ons 'n geval vind waar hulle die doop vir 6 maande of 'n jaar uitgestel het nie. Almal is dadelik gedoop. Kom ons gaan na Handelinge hoofstuk 8 vers 26. 'n Engel van die Here het vir Filippus gesê, maak gereed en gaan na die suide met die pad wat van Jerusalem afwaarts loop na Gaza. Dit is 'n verlate pad. Hy het toe gereed gemaak en vertrek. En kyk, daar was 'n man van Ethiopië, 'n enig, 'n hoë amptenaar van die Kandake, die koningin van die Ethiopiërs, wat in beheer van haar hele skatkis was en na Jerusalem gegaan het om te aanbid. Hy was op pad terug en het op sy wat die profeet Jesaja gesit en lees. Toe Filippus die man sien wat die skrif lees, het hy naby hom gegaan en gevra, verstaan u waarvan die profeet Jesaja hier gepraat het? Toe sê die hofdienaar, hoe sou ek kon, as niemand my lei nie? Toe begin Filippus met daardie einste skrifgedeelte en verkondig die evangelie van Jesus aan hom. Kom ons kyk wat gebeur het nadat Filippus dit aan hom verduidelik het. Vers 35. Filippus het begin praat en vanuit hierdie skrifgedeelte die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Langs die pad kom hulle by 'n plek waar daar water is. Die enig sê toe, kyk, water, wat verhoed dat ek gedoop word?
Hy het opdrag gegee dat die wa moet stilhou, en hulle het albei afgeklim tot in die water, Filippus sowel as die enig, en hy het hom gedoop. Toe hulle uit die water opklim. Volgens die rekord hier, die Ethiopiese enig was 'n belangrike amptenaar wat in beheer was van die hele skatkis van Kandake, koningin van die Ethiopiërs. In moderne terme word daar na hom verwys as die minister van finansies van 'n land. Dit is nie maklik vir 'n persoon in 'n hoë posisie om op die pad gedoop te word nie, want mense wat verbygaan, sal hom dalk sien. Hy kon gesê het, kom ons trek na 'n beter plek, 'n skoon plek. Ek wil daar gedoop word. God was baie gretig om die enig te red, so wat het God gedoen? God het hom gelei sodat hy dadelik gedoop kon word. Uit 'n geestelike oogpunt was die enig 'n noodpasiënt in 'n kritieke toestand. Ons moenie pasiënte in 'n kritieke toestand afskeep of die behandeling uitstel nie. Om die enig van Kandake te red, het die Heilige Gees hom beweeg. So het God hom dus 'n genadige hart gegee, en toe hulle op die pad water kry, het Filippus die enig gedoop en uit die water opgekom. Hoe het Filippus hom gedoop? Het hy die doop vir 3 of 6 of 7 maande of 'n jaar uitgestel? Ons moet erken dat om die doop uit te stel glad nie die wil van God is nie. Geestelik is die doop 'n uiters dringende saak. Tensy mense gedoop word, kan hulle nie die las van sonde afneem nie. Tensy hulle die las van sonde afneem, sal hulle vir ewig vergesel word van die ewige straf van vuur in die hel. Dit was dus vir ons verlossing dat God ons beveel het om dadelik gedoop te word, is dit nie? God se liefde is dus vervat in sy opdrag. Kom ons lees verder Handelinge hoofstuk 10 vers 48. En hy het opdrag gegee dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop word. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae aan te bly. Dit is die toneel waar Petrus vir Kornelius en sy familielede gedoop het. Kom ons kyk hoe Petrus hulle in vers 40 gedoop het. Vir hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat vroeër reeds deur God aangewys is, aan ons wat saam met hom geëet en gedrink het nadat hy uit die dood opgestaan het. En hy het ons beveel om aan die volk te verkondig en kragtig te getuig dat dit hy is wat deur God aangewys is as regter oor die lewendes en die dooies. Oor hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergewing van sondes ontvang. So het apostel Petrus vir Kornelius en sy gesin oor Jesus getuig. Vers 44. Petrus was nog aan die woord, toe die Heilige Gees op almal wat na die toespraak luister, neerdaal. Die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was uiters verbaas dat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. Hulle het immers gehoor hoe hulle in tale spreek en God loof. Toe sê Petrus, niemand kan tog verhinder dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, met water gedoop word nie. En hy het opdrag gegee dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop word. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae aan te bly. In Handelinge hoofstuk 10 kan ons sien hoe Kornelius se gesin dadelik almal saam gedoop is. Hier was dit Kornelius en Petrus se eerste keer om mekaar te ontmoet, net soos dit die eerste keer was vir die enig van Kandake en Filippus om mekaar te ontmoet. Alhoewel hulle almal mekaar vir die eerste keer ontmoet het, het God toegelaat dat hulle dadelik deur die werk van die Heilige Gees gedoop word. Aangesien mense altyd hul sondes dra wat die doodstraf verdien, is hulle almal bestem om te sterf as ons so gou as moontlik niks daaraan doen nie. Dit is 'n uiters dringende toestand waarin alle mense in hierdie wêrelddorp vandag geplaas word. Toe 'n aardbewing van 7.1 Japan getref het, kon mense dit 'n uur of 2 uur voor dit gebeur het voorspel. Voor dit het 'n aardbewing van 9.0 ook voorgekom en baie mense is dood. Niemand kon dit hoegenaamd voorspel nie. Onvoorspelbare situasies kom in die globale dorp voor. Is daar dan vir hulle enige ander geleentheid om op hierdie aarde te bekeer? Hulle verloor sulke geleenthede.
Vandag is alle mense van die wêreld geestelik in hierdie soort kritieke situasie, omdat hulle dit nie besef nie. Hulle dink net soos die ryk man wat gesê het, ek sal die lewe rustig vat, eet en drink. Dit is hoe die mense van die wêreld vandag dink. God het Kornelius en die enig van kandidate toegelaat om te besef dat hulle in so 'n dringende situasie geplaas is. Daarom is hulle dadelik gedoop, en ook die disippels, wanneer hulle iemand moes doop, het hulle dadelik gedoop, sonder om dit uit te stel. Wie se wil is dit? Dit is alles God se wil. Kom ons spoor terug na die geloof van die vroeë kerk en kyk hoe die doop in daardie tyd deur die boek Handelinge uitgevoer is. Kom ons sien Handelinge hoofstuk 16 vers 29. Die bewaarder het vir hulle gevra, ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buite gelei en gesê, menere, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle het geantwoord, glo in die Here Jesus, en jy en jou hele huishouding sal verlos word. Ons ken hierdie toneel goed. Terwyl hulle die evangelie van Jesus Christus verkondig het, is Paulus en Silas in die tronk gegooi op aanklag dat hulle die evangelie verkondig het, deur die skare mense wat jaloers was op hulle. Maar selfs in die tronk het hulle tot eer van God gesing en aan hom eer gegee. Maar toe het skielik 'n aardbewing gekom. Die aarde het baie geskit en die tronkdeure het oopgevlieg. Terwyl die tronkbewaarder gedink het, alle gevangenes moes ontsnap het, het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak. Die rede waarom hy homself wou doodmaak, was omdat in die ou dae, as 'n gevangene ontsnap het, die tronkbewaarder in beheer moes versoen vir die gevangenes se sonde met die dood. Om hierdie rede het die tronkbewaarder sy swaard getrek en wou homself doodmaak, omdat hy gedink het dat alle gevangenes gevlug het. Paulus het egter geskree, moenie jouself beseer nie. Ons is almal hier. Nadat Paulus die tronkbewaarder kalmeer het, het hy hom die evangelie van Christus gebring. Kom ons lees vers 31. En hulle het geantwoord, glo in die Here Jesus, en jy en jou hele huishouding sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig. En hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubilent, omdat hulle tot geloof in God gekom het. 2000 jaar gelede het hulle nie elektrisiteit gehad soos ons nou het nie. Dink aan hoe donker dit destyds in die nag moes gewees het. Wat van die plek? Hier is die doop vir die tronkbewaarder en sy gesin op 'n onheilige plek uitgevoer waar misdadigers gebly het. Die tronkbewaarder kon die volgende dag in 'n skoon en heilige plek gedoop gewees het. Soos Jesus egter vir ons 'n gelykenis van die ryk man gegee het, vannag nog sal jou lewe opgeëis word, het hy nie tot die môre gewag nie. Toe hy besef het, hy het ook sy hele huisgesin gelei om gedoop te word. Die Bybel sê, die tronkbewaarder het hulle in sy huis gebring en vir hulle 'n maaltyd voorgesit. Hy was vervul met vreugde omdat hy in God begin glo het, hy en sy hele huisgesin. Ook hier het Paulus en die tronkbewaarder mekaar nog nooit tevore ontmoet nie. Maar toe die tronkbewaarder Christus besef, nadat hy vir die eerste keer na die evangelie geluister het, wat het hy eers gedoen? Hy is dadelik gedoop. Kom ons kyk na die geval van Lydia. Kom ons blaai na Handelinge hoofstuk 16 vers 13. Op die Sabbat het ons by die stadspoort uitgegaan na die rivier, waar ons vermoed het 'n bidplek was. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar gekom het. 'n Vrou uit die stad Thyatira, 'n purperhandelaar met die naam Lydia, wat God vereer het ook geluister, en die Here het haar hart oopgemaak om ag te slaan op wat Paulus gesê het. Nadat sy na die evangelie geluister het, wat het sy volgende gedoen? Toe Paulus vir die vroue gepreek het wat by die rivier by mekaar gekom het, terwyl hulle na 'n plek van gebed gesoek het, het God die hart van Lydia oopgemaak.
God het vir haar die Heilige Gees gegee en vir haar gesê, Lydia, jy is so geseën deur God, verbreek die ketting van sonde en kom gou daaruit. God is net besorg oor ons verlossing. 'n Stelsel of 'n aanbiddingsseremonie is ook belangrik, maar God beskou ons verlossing as die belangrikste. Sodra Lydia se hart oopgemaak is, wat het sy dadelik gedoen? Nadat sy en haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly dan in my huis. En sy het ons oorgehaal. Ons moet nie mense oordeel deur ons eie gedagtes te dink. Ek dink dit sal ongeveer 10 maande neem vir hierdie persoon om gedoop te word en ongeveer 6 maande vir daardie persoon. Waar die disippels ook al deur die Heilige Gees gelei is, het hulle mense dadelik gedoop. Hulle het dit gedoen sodat hulle siele tot verlossing kon kom. Wanneer ons na die geskiedenis van die vroeë kerk kyk, kan ons baie goeie voorbeelde van die disippels aangaande die doop vind. Terwyl ons preek, wanneer ons mense aanbeveel om gedoop te word, sê baie van hulle, "O, maar ek is reeds gedoop." Daar is ook leringe van die vroeë kerk oor diegene wat sê, "Ek is reeds gedoop." Sommige sê dat hulle gedoop is toe hulle babas was. Sommige sê dat hulle in die Katolieke kerk gedoop is en ander sê dat hulle in protestantse kerke gedoop is. Omdat God geweet het dat baie mense dit sou sê, het God die verwante leringe in die Bybel soos volg gelaat. Kom ons gaan na Handelinge hoofstuk 19 vers 1. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die hoërliggende gebiede gereis en afgegaan na Efese, waar hy 'n aantal disippels aangetref het. Hy het hulle gevra, "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?" Hulle het hom geantwoord, "Nee, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie." Toe vra hy, "Met watter doop is julle dan gedoop?" "Met die doop van Johannes," het hulle geantwoord. Daarop het Paulus gesê, "Johannes het gedoop met 'n bekeringsdoop, toe hy vir die volk gesê het om te glo in die een wat na hom kom, dit is in Jesus." Nadat hulle dit gehoor het, is hulle in die naam van die Here Jesus gedoop. Het hulle geweier om weer gedoop te word aangesien hulle voorheen gedoop is? Nee, hulle is weer gedoop nadat hulle Christus reg besef het. Nadat hulle dit gehoor het, is hulle in die naam van die Here Jesus gedoop. Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het oor hulle gekom. Selfs diegene wat deur Johannes gedoop is weer in die naam van Jesus gedoop. Moet ons nie in die nuwe naam gedoop word nie? Natuurlik moet ons. In hierdie tyd moet die doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees geskied. En waar moet ons gedoop word? Slegs die doop wat in Sion uitgevoer word, kan ons lei tot die vergifnis van sondes en verlossing, omdat God verlossing in Sion beloof en gewaarborg het. Kom ons vind uit watter belofte van God in die doop vervat is. Kom ons gaan na Handelinge hoofstuk 2 vers 38. Petrus antwoord hulle, "Bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus verwaat. Tot vergewing van julle sondes gedoop word." Die doop het die belofte van die vergewing van sondes. En julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Ons sal die seën van die Heilige Gees ontvang. Dit is nie al nie. Kom ons gaan na Markus hoofstuk 16 vers 15. Hy sê toe vir hulle, "Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal wat? Verlos word." Deur die doop het God beloof om aan ons die vergifnis van sondes, verlossing en die gawe van die Heilige Gees te gee. En ook God het die doopseremonie baie eenvoudig gemaak. Almal, die doop bevat ook die betekenis van die dood van Christus aan die kruis. Jesus Christus is gekruisig, het vir 3 dae in die graf gebly en is op die 3de dag opgewek. Hierdie 3 dinge is vervat in die doop. Wanneer 'n sondaar na die waarheid luister en dit besef, kom hy tot bekering voor God en sê, "Vergewe asseblief al my vorige sondes." Net soos Jesus Christus aan die kruis gekruisig is, moet ons liggaam van sonde ook gekruisig word. Moet dit nie? Net soos Jesus in die graf begrawe is, wat moet ons ook met water doen? Ons moet al ons vorige sondes in water begrawe.
Net soos Jesus uit die graf opgewek is, wanneer ons uit die water kom, word ons wedergebore met 'n nuwe lewe en word ons hele liggaam van sonde vernietig. Die doop bevat hierdie betekenis. So vir ons sondaars wat sondes gepleeg het wat die ewige dood verdien in die koninkryk van die hemele, het God die weg oopgemaak om waarlik van ons sondes te bekeer en om deel te neem aan sy heilige verlossing. Dit is die doopseremonie. Om ons sondes te vergewe, het Jesus Christus homself soveel opgeoffer. Hy het deur soveel lyding en pyn en angs gegaan. Het julle almal die fliek, The Passion of the Christ gesien? God die Skepper is deur sy skepping bespot en verneder, hy is gegesel en sy vlees is afgeskeer. Elke oomblik was vir hom verskriklik seer. Aangesien Jesus reeds voorsien het wat gaan gebeur en hoe hy al hierdie dinge sou ly, het hy gebid toe hy saam met sy disippels na Getsemane gegaan het nadat hy die Pasga gehou het. Toe hy gebid het, het hy gesê, "My Vader, as dit moontlik is, mag hierdie beker van my weggeneem word." Toe hy gedink het aan die lyding wat hy sou moes verduur, was dit iets werklik ondraagliks. Alhoewel Jesus na hierdie aarde toe gekom het om die hele mensdom te red, het hy daardie woorde gebid. Dit wys hoe verskriklik sy pyn sou wees. As dit moontlik is, mag hierdie beker van my weggeneem word. Nadat Jesus so gebid het, het hy iets bygevoeg wat ons harte breek. Tog, hy het dit agterna gesê. Nog nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Die groot angs en lyding van Jesus is vervat in die doopseremonie. Jesus het in groot angs gebid, nog nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Nadat hy so gebid het, het hy elke soort laster, bespotting en hoon ontvang en op die ou einde gesterf deur sy bloed aan die kruis te vergiet. Mense het 'n doringkroon op sy kop gesit, vir hom suurwyn aangebied om te drink, gemeng met gal. Hulle het hom gegesel en sy met 'n spies deurboor. Deur hierdie lyding het Christus die weg tot vergifnis van sondes gevestig. God het deur sulke uiterste pyn en lyding gegaan. Deur sy lyding het God ons toegelaat om die vergifnis van sondes met gemak te ontvang. Ek gee u 'n voorbeeld. Daar was 'n pa wat hard gewerk het. Hy het 8, 9 of 10 uur per dag gewerk en selfs oortyd gewerk. Hy het sy vinger tot op die been gewerk om 'n bestaan vir sy vrou en kinders te maak en om sy kinders na 'n goeie skool te stuur. En hy het 'n seun gehad wat siek was by die huis. Om sy seun te laat gesond word, moes hy ook mediese uitgawes verdien. Hy het dus dag en nag selfs die werk gedoen wat ander nie wou doen om uitgawes vir mediese behandeling voor te berei nie. Nadat hy deur uiterste ontberinge gegaan het, kon hy medisyne koop. As sy seun dit neem, sal hy van sy siekte genees word. Hoe was die proses totdat die pa die medisyne kon voorberei? Dit was 'n baie seer tyd. Hy moes vroeg opstaan met dagbreek en het laat in die nag teruggekom huis toe, totaal uitgeput. Al was hy moeg, kon hy nie sy seun ongenees laat nie. Alle ouers wil hul kinders red. Die pa het die geld verdien deur pynlike arbeid en kon skaars die medisyne koop. Wat van sy seun? Al wat die seun moet doen is om die medisyne te neem. En hy sal van sy siekte genees word. Om die doop in te stel, het God die kruisiging ondergaan, is hy in die graf begrawe en is op die 3de dag opgewek. Hy moes deur al hierdie dinge gaan. Maar wat van ons? Het God ons belas met die lyding en beproewing aan die kruis? Nee.
Wat het hy ons gevra om te doen? Hy het ons net gevra om gedoop te word en aan die brood en wyn te eet. Ons God het al die lyding geneem en ons gevra om niks anders te doen as om gedoop te word en te lewe deur brood te eet en wyn te drink nie. Om die geld te verdien om vir die medisyne te betaal, het die pa dag en nag gewerk en selfs allerhande woorde by die werk gehoor. Die enigste ding wat die seun moet doen, is om die medisyne te neem. En hy sal van die vrees vir die dood verlos word. Wat is hierdie manier wat vir ons so maklik gemaak is? Dit is die doop. Ons moet die feit besef dat God se onsigbare groot liefde in die doop lê. God neem 'n groot las en laat ons hom net met gemak volg. Dit is die doop. So, hoe moet ons die heilige seremonie uitvoer? Ons moet dit vinnig doen. Of hulle gedoop is of nie, hulle is vry om te doen soos hulle wil. Ons moet egter verduidelik en laat weet dat God se liefde in die doop verborge is. Laat ons altyd die pad van geloof met dankbaarheid stap en nooit die genade van ons hemelse ouers vergeet nie. Ek hoop u baie genade deur hierdie preek ontvang. Baie dankie.